Lekker, dis weer tyd vir 'n bietjie musiek en ons word vandag bederf met Ayrton en hy is hierso en hy sing vir ons sy nuwe enkelsnit, Attention. You're addicted to attention. I know you want it, seen it more than I can mention. You keep them coming, girl, you live for that obsession. That's all you wanted from me. I could tell just by the look in your eyes. You're addicted to the camera flash on you. Posting on the net to get some views. Dancing in the club and getting loose. And I ain't need to tell you what to do. Baby girl, just go and do you. Let somebody else enjoy the view. And I can't change you, girl, so I have to go. You can give someone else their turn, 'cause you're addicted to attention. I know you want it, seen it more than I can mention. You keep them coming, girl, you live for that obsession. That's all you wanted from me. I can tell just by the look in your eyes. You're addicted to attention. Addicted to attention. You're addicted to the drama. I don't wanna say it, girl, but karma's a shh, and you gon' hate it when she comes up to stab you in the back like you do. Ooh, and when you find yourself, I hope you know that I'm with someone else, 'cause you're addicted to attention. I know you want it, seen it more than I can mention. You keep them coming, girl, you live for that obsession. That's all you wanted from me. I could tell just by the look in your eyes. You're addicted to attention. Addicted to attention. You're addicted to attention. I know you want it, seen it more than I can mention. You keep them coming, girl, you live for that obsession. You got me grinding my teeth, got me dreaming things I shouldn't at night. You're addicted to attention. I know you want it, seen it more than I can mention. You keep them coming, girl, you live for that obsession. That's all you wanted from me. I can tell just by the look in your eyes. You're addicted to attention. En jy het ons attention. Baie welkom man, en baie geluk ook met hierdie lekker nuwe song. Baie dankie. Nee, dit is awesome. Waar die hele denkproses begin en hoe dit gebeur en terwyl jy nou gemaklik raak as jy die gitaar wil neersit en die mikrofoon staan er 'n bietjie daar weg wil skuif. Ons het jou daar almal opgeskuif om weghaal het ons. Kan ek maar mag ek? Ja, skuif hom so dan. Kan daar sy lekker. Luister, sê vir my gou waar het dit alles begin? Wel ek het so kom ons sê so 4-5 jaar terug toe besluit ek om die musiek bietjie ernstig te vat. Ek het nog altyd van 'n kind af kind of die passie gehad daarvoor, jy weet, soos om my sissies, boeties en vriende soos cartoons kyk, maar ek wil MK kyk, ek wil musiek luister en jy weet ja, so dis al 'n paar jaar wat ek dit push. Dis 'n bietjie die ding doen en die craft aanvat. En hierdie liedjie, dit gaan ook baie oor mense wat nou net daai aandag soek, oor die eksterne wat jy weet gesien en gewaardeer moet word, goeders. Hoe die hele skryfproses van die liedjie begin? Ja, dis pretty, maar ek dink ons almal ken at least een persoon wat soos hulle love aandag, whether dit op social media is of as hulle uit is of whatever. So dit was kind of maar net die prentjie wat ek wou jy weet, die hele idee vir die song is maar net om my image van 'n persoon te paint van you're addicted to attention. Jy sien. Ja, dis lyk vir my daai kere wat ons ook, jy weet, as jy nou al 'n bietjie oud getroud is of lank getroud is soos ek, dan sit jy daar in die winkelsentrums terwyl jy 'n vrou dan sien julle so verbykom en so het jy ook seker al opgetel, né? Ja, natuurlik. Daai enetjie sal daar van nou, die enetjie. Jy kan dit sien, jy kan dit gewoonlik sien. Hoor hierdie liedjie is natuurlik ook deel van 'n EP wat jy het, Gemini. Yes, it's my debut EP, Jou Eerste, super exciting. Charles het al 4 tracks produced
op die EP. En die lekker gedeelte is nie genre spesifiek nie. So elke song op die EP het sy eie genre. Ons het 'n bietjie afro-pop, ons het country pop, ons het pop rock en so 'n bietjie hip-hop. So 'n bietjie van alles. Is dit ook bloot omdat jy ook self nog besluit watter een is vir jou die lekkerste genre? Die pop feature definitief lyk dit vir my. Ja, vir my is dit soos, as ek skryf, fokus ek nie altyd op die genre nie. Ek love net musiek skryf. So sometimes ons het 'n hip-hop track wat ek skryf, ander kere is dit 'n emotional country pop song of ietsie, jy weet. En wat begin vir jou eerste? Is dit die musiek of die liriek? Gewoonlik as ek soos 'n chord progression of ietsie uitgefigure het, dan kan ek dadelik begin idees in my kop, melodies in my kop kry en goed soos dit in die lyrics kom maar eventually. Lekker. En hierdie EP is dit dan nou al beskikbaar of? Vrydag kom hy uit op all platforms, Spotify, Apple Music, YouTube en Al die nodige platforms, dan kan ons jou gaan uitkyk daarso. Is jy self ook een van daardie mense wat 'n bietjie voel, jy weet, ons het nou so 'n bietjie aan die genre geraak, maar is daar 'n spesifieke genre wat jy van hou om na te luister voordat ons nou praat oor diep wat jy van hou om te sing? Ek dink dit is definitief pop rock, enige soos modern pop rock, musiek is awesome vir my. Ek love net hoe hulle, jy weet die ouer gedeeltes soos van rockmusiek, elektrische gitare vat en dit net meng met soos moderne drome, moderne vocals, lyrics en dit is awesome vir my. En is al die liedjies ook Engels of het jy 'n bietjie gemeng ook Afrikaans en Engels? Ek skryf op hierdie oomblik net Engels. Ek het nog nooit probeer om 'n Afrikaanse song te skryf nie. Dis 'n scary thought vir my om eerlik te wees. Ja, so ek het begin skryf in Engels en nog maar net aan. Sy lekker vir jou werk, why not? En vertel vir my 'n bietjie van die naam of die titel, die Gemini, die titel van die EP. Gemini, ja, ek is 'n Gemini, so ek het gedink is maar net cool, why not? Toe kom gooi ons dit daar in en jy weet die EP speel kind of rond met ons as Geminis as Two-Faced of whatever, jy weet, so twee van die songs op die EP is soos heavy emotional tracks en die ander twee is soos net vibey hit songs. So jy weet, en dis die cool gedeelte. So as Attention nou een kant van jou byvoorbeeld sou wys, wat sal die res van die EP wys? Dis 'n goeie vraag. Want ek weet, jy gaan sekerlik ook 'n bietjie, ons almal soek mos maar daai bietjie aandag. Natuurlik, maar dis die funny gedeelte. Ek sit hierdie song uit van You're Addicted to Attention. En met ek TikToks maak elke dag en smeek vir daai aandag. Ja. Dus ja, en soos ek sê, die twee tracks, ons twee tracks waarop het super soos vulnerable, emotional songs is en die ander twee soos Attention en Tell the DJ is altyd maar net soos lekker, jy weet, catchy tracks. Wat sê jy reken net so vinnig is vir jou die grootste uitdaging om te begin as 'n nuwe en 'n jong kunstenaar? Die belangrikste deel vir my is hou net aan skryf, hou net aan push, content uitsit, maar nooit ophou nie. Jy weet, maar nooit laat die nommers jou demotivate nie. As jou video 100 views kry en 10 likes, then so be it. Jy doen dit môre, jy word wakker en jy doen dit weer. Ek dink die groot vraag is altyd hoe kom jy dit doen? Hou jy daarvan om te sing of wil jy ook daai aandag gee op 'n einde van die dag, nee? Vir enige kunstenaar dink ek for that matter. Dis 'n baie goeie vraag en obviously om te admit, ja, ek sal love om nommer 1 te gaan, jy weet, reg om die wêreld. Dis my doel, En mag dit dan alles hier begin het en ons weer met jou gesels. Ayrton, baie dankie vir die inloer. Kyk uit vir hom op alle musiekplatforms eerskomende Vrydag. Dis dan al van ons kant af wat vanoggend aan betref. Man, ons het heerlik saam met jou gekuier. Van my en die res van die span, mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Lekker dag.